julle. Ek hoop julle het julle Bybels onthou. O genade, okay. Maar ek dink ons gaan dit dalk saam lees. Ek weet nie of dit sal seker op die bord wees, glo ek. Maar as dit nie op die bord is nie, julle kan asseblief dan julle Bybels oopmaak by Spreuke 3. Spreuke hoofstuk 3. En dan gaan ons, ons gaan baie lees vanaand. Ek hoop julle is reg. Ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 8. Is julle reg? Ja, is eintlik 'n grappie, want ons gaan lees tot vers 8, maar ons is in Boksburg besig met Daniël, en ek glo nie daaraan dat mens net 'n stukkie van 'n reeks preek het kan lees nie, so ons lees die hele hoofstuk van Daniël. Vandag was Daniël 4, so ons het lank gesit en luister. Maar dit is lekker as mens saam in die woord van die Here kan wandel, maar vanaand gaan ons net tot by vers 8 lees, van vers 1 tot en met vers 8, en dan gaan ek net ons fokusverse, ons gaan spesifiek fokus op vers 5 en vers 6, as jy dalk een van daai pragtige mense is wat hulle Bybels highlight en onderstreep soos ek kan jy dit ook doen, maar ek gaan daai fokusverse van ons in die 2020 vertaling lees, en ek is so bly, want ek het nie myne gebring nie, en vraggies toe lê jy een hier, so ek is baie dankbaar dat hier net 'n 2020 vertaling hier was. Dis net wonderlik hoe die Here werk, nie? So julle, as julle reg is, kom ons wandel dan vanaand in die woord van die Here, en ons lees hier in Spreuke 3 van vers 1 tot en met vers 8. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf. Want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker, dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam en maak dit deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Ons lees net tot daar, en dan, as jy nou jou 2020 vertaling by jou het, dan kan jy nou sommer vat en oopmaak, maar as jy hom nie het nie, dan gaan ek dit vir ons lees in Spreuke 3, net vers 5 en 6, wat bietjie meer direk nader aan die Hebreëus is. Dan lees ons hier in die 2020 vertaling in vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Ag, dis wonderlike, kosbare woorde wat ons net vanaand weer kon hoor. Nou julle, ek seker ons almal word gebombardeer met die nuus en met die wêreldgebeure, en ons hoor net daar moontlik, nie 'n moontlikheid, dit is nie die petrolprys en die dieselprys styg weer volgende week, en dan dink ons, o genade, wat gaan aan en wat gaan gebeur, nie? Maar daar's soveel dinge en grootskaalse malligheid wat nou eintlik in die wêreld aangaan. So ek en jy, waar jy vanaand hier sit, moet jy asseblief regtig hoor en onthou, en ons moet mekaar as gelowiges ook hieraan herinner. Onthou, die Here is in beheer. Altyd, onder alle omstandighede, en mag jy ook weet, hy sorg vir sy kinders, en hy sorg ook elke liewe dag getrou vir jou, want jy is sy eiendom. En jy moet ook onthou, die Here sit nie op die kantlyn en kyk hoe ons lewens uitspeel nie. Hy's nie 'n toeskouer wat ons hier in 'n tank dophou en kyk wat gaan nou gebeur en wat gaan ons nou aanvang nie. Nee, hy's koning van die hemel en die aarde. Hy regeer, hy's wys, hy's goed. Ons moet dit onthou, hy's goed, hy's getrou, en hy lei jou elke liewe dag. Vat die Here jou aan die hand en hy lei jou hele lewe lank. So onthou dit. Maar ons weet, ek dink almal van julle weet, die Here lei jou. Is ek reg? Dankie tog, daar word 'n paar koppe geknik. Fantasties. So jy weet, ons almal weet die Here lei ons, hy lei ons elke liewe dag. Hy lei vir jou waar jy hier sit. Maar hoe sien ek en jy die Here se leiding raak? En die groot vraag is, hoe lei die Here ons? Ons weet hy lei ons, maar hoe doen hy dit? En hoe sien ek en jy die Here se leiding raak wanneer ons
in krisisse en probleme en voor keuses en inspanning in ons lewe staan en wanneer probleme ons onderkry, hoe ervaar ons daar die Here se leiding? So gelukkig gee Spreuke 3 vir ons mooi rigting en ons sien dit hier in vers 5 en ek lees dit weer. Vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. So hoor daardie woorde, julle ken dit maar hoor dit mooi, met jou hele hart. So die Here vra nie vir dat jy hom so halfpad of so bietjie vertrou nie. Hy vra nie dat jy hom net op Sondag vertrou en hom Sondag loof en prys en dat jy Maandag die stuurwiel by hom oorvat en self ry nie. Nee, die Here vra nie dit nie. Hy vra jou hele hart. Dis wat die Here vra. Hy vra jou hele lewe en dit beteken jou hele lewe. Jou planne, almal van hulle, jou vrese, jou geld, jou tyd, jou toekoms, jou besluite, alles. Jy vertrou die Here met jou hele lewe, met alles. En dan sê die Here ook, moenie op jou eie insig staat maak nie. En ons lees dit en dan dink ons, wel, dis goed, ek moenie op my eie insig staat maak nie, maar as ons regtig eerlik is, geliefde, kinders van die Here hier in Benoni, dis moeilik. Dis regtig baie moeilik, want ons leef in 'n wêreld waar mense sê, maar hoorie, wees slim. Jy moet in beheer wees, jy moet in die stuur van sake wees, jy moet goed beplan, hou alles dop, en as jy net jou lewe onder beheer het, en as jy in jou stuurwiel mooi vashou, dan sal alles regkom, en dan is dit goed. En ja, Spreuke, as jy nou Spreuke gaan lees, dan leer ons hier in Spreuke om verstandig te wees, dis tog goed, nê? Ons leer in Spreuke om nie lui te wees nie, ons moet hard werk as kinders van die Here. Spreuke leer ons om regtig verantwoordelik tot eer van die Here ook te leef, en ons moet dit doen, en is reg, maar Spreuke 3 wys vir ons, vir my en vir jou die grens. Jou insig is 'n gawe, maar dit is nie jou God nie. Dit moet ons onthou, jou verstand, ons verstande is waardevol en kosbaar, maar dis nie ons redder nie. Baie van ons soek ons vrede en rus en sekerheid in ons beplanning. Nee, as jy in beheer is van jou lewe, dan is dit goed, en so jy vind jou sekerheid in jou beplanning, en baie van ons soek ook vrede en rus in beheer. So ons as mense, as jy in beheer van, as jy die bal in die lug hou en jy is in beheer, dan is jy okay en dan sal jy dan is jy alright. Party mense dink as hulle alles kan verstaan, as hulle 'n probleem het en hulle kan daai probleem verstaan, dan is hulle rustig, dan het hulle vrede en dan kan hulle hom tackle. Maar Spreuke sê hier vir ons vanaand, hoorie, moenie jou lewe daarop bou nie. Jy kan nie, want hoekom? Dit gaan breek, dit gaan jou iewers teleurstel en dit gaan jou moeg maak, nê? So kom ons dink gou vinnig vanaand hoe ek en jy oor die algemeen besluite neem. So wanneer jy nou by 'n groot kruispunt in jou lewe kom, almal van ons, dan kyk jy na die paaie voor jou. En jy probeer uitwerk en mooi logies redeneer waartoe gaan hierdie paaie jou vat. So as ek hierdie pad vat en hierdie pad loop, dan gaan ek heel moontlik daar kom. En dan as ek hierdie pad vat, dan gaan my lewenspad dalk so loop en ek gaan daar kom. So jy weeg dan dinge op en dan maak jy 'n besluit. En dis normaal, dis hoe die meeste van ons maar besluite neem. Maar hier is die gevaar. Ek en jy as mense kyk na die opsies voor ons en dan dink ons dis al wat daar is. Dis of hierdie pad of daai pad. Ek moet besluit. Daar's nie 'n ander pad nie. Dit kan net so of so gaan. Dit is dit. En dan vergeet ek en jy as kinders van die Here eintlik iets baie belangrik. Ons dink binne ons grense, maar onthou, die Here is nie vasgevang binne ons grense nie. Hy is groter, oneindig groter as wat ek en jy ooit kan dink of kan sien. Sy weë is baie groter en baie wyer as ons planne en ons keuses. En sy krag is baie groter as ons opsies. En die Bybel help ons om dit te verstaan met die volk Israel se geskiedenis in die woestyn. Julle kan dit nog onthou. Goed, want ek wil nou nie nog 'n halfuur lank vanaand spandeer om gou-gou vir julle net 'n vinnige voelvlug deur die Ou Testament te vat nie. Nee, maar net so vinnig, julle almal weet God het sy volk uit Egipte verlos. Hy het groot dinge gedoen, het hulle mos gered met die 10 plaae, nee, wonderwerke wat ons daar in die Ou Testament lees. En dan
kosbaar, die Here vat sy volk en hy lei vir hulle uit Egipte uit. En toe hulle uit Egipte uit is, wat maak hulle? Hulle raak honger. Dis maar seker ons as mense se probleem. Ons is heeltyd honger, nê. En toe hulle honger raak, toe raak hulle ontevrede. En wat maak die Israeliete? Hulle kyk na hulle omstandighede. Hulle kyk, maar o my siel, ons is hier in 'n woestyn. Ons is nie meer in Egipte nie. En hulle maak hulle lys in hulle koppe en hulle harte lyk dit asof daar net twee paaie is. Of ons vrek nou hier van die honger of ons gaan Egipte toe. Dis die twee opsies wat hulle het. En wat gebeur? Hulle vergeet van die Here. Hulle vergeet van die Here. Hulle kyk terug na Egipte. Hulle vergeet van hulle omstandighede en hoe dit regtig met hulle gegaan het. Al wat hulle kan onthou is daai lekker Egiptiese kos. Hulle vergeet van die slawerny en die trane en die kettinge en hulle vergeet dat God by hulle is. En wat doen die Here? Hy voorsien vir sy volk op 'n manier wat hulle glad nie kon indink nie. Hy gee vir hulle manna, brood uit die hemel. Hulle het nie eers 'n woord daarvoor gehad nie. Julle weet manna, die woord manna beteken letterlik in Hebreëus, wat is dit? Of wat is dit hierdie? Dis wat manna beteken. So hulle vra, wat is dit? En dis hoe die Here werk. Hy's groter as ons opsies. Hulle dink of ons gaan dood of ons gaan Egipte toe. Hier kom die Here en hy gryp in en hy gee vir hulle 'n ander totaal en al 'n pad en 'n uitkoms. En hoekom moet ons dit hoor? Omdat ons ook maar baie keer soos die Israeliete maak, geliefde gemeente, wanneer ons onder druk is en opsies oorweeg en die spanning ons roer, dan begin ons as mense bietjie klein dink. Ken jy daai uitdrukking nog, benoude katte maak benoude spronge? Ons doen dit ook. Ons dink klein oor God, ons dink klein partykeer oor sy krag en ons dink klein oor die Here se wonderlike wysheid. Ons dink klein oor sy vermoë om vir my en vir jou uitkomste te gee en dan raak ons angstig want dan voel dit vir jou as jy daar is dat jy alleen is en dit voel of God nie regtig nou betrokke is in my lewe nie. En Spreuke 3 herinner vanaand vir my en vir jou en ons moet mekaar ook hieraan herinner. Geliefde kind van die Here, vertrou die Here met jou hele hart. Moenie op jou eie insig staat maak nie. Die Here roep jou om weer te onthou wie hy is. Ons sien dieselfde les by Jesus se disippels raak toe die skare honger raak. Julle onthou dit? Na Jesus gepreek het, daar was altyd mos duisende mense wat agter Jesus aangekom het om sy prediking te hoor en sy wonderwerke te sien. So nou moet hulle al daai mense kos gee, die skare is honger en hulle kyk, maar wat het ons? Ons het, ons het 5 brode en ons het 2 visse. Onmoontlik nie, en daar's duisende mense wat nou honger is. Dis onmoontlik. Maar Jesus vat wat klein is, hy seën dit, hy breek dit en hy voed duisende. Ons lees in die evangelies, ek dink hulle 12 mandjies nog opgetel van daai kos, nie. So hy wys vir hulle, wanneer God teenwoordig is, het onmoontlik nie die finale sê nie. En die grootste bevestiging van hierdie waarheid is natuurlik die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Volgens menslike insig en wetenskap kan jy nie iets wat dood is weer lewend maak nie. Daai koolstofbindings is daarmee heen, dis klaar, hy is dood, nie. Ons kan nie die dood oorwin nie. En as iets dood is dit nou maar jammer, maar dis dood, nie? Die dood is die einde, maar Jesus Christus oorwin die dood. Hy staan op. Hy is koning van die skepping en hy gee vir my en vir jou die geskenk van die ewige lewe. So God doen wat mense nie kan nie en wat mense nie verwag nie. Dit is die God wat ons dien. Groot, almagtig. En ons het nou so mooi gesing. Hy is die Alfa en die Omega. Nee, is wonderlik. So wat beteken dit nou vir jou lewe? Dit beteken jy mag ophou om net op jouself te steun en te vertrou. Jy mag beplan, maar jy moet jou beplanning onder die Here se hand sit. Jy mag dink, ons moet dink, maar jy moet jou denke ook aan die Here jou God en koning onderwerp. Jy mag jou opsies oorweeg, dis reg, is fantasties, maar jy mag nie jou opsies aanbid asof God se werk daar eindig nie. Bid, vra vir die Here verleiding en bly naby aan hom.
En dit bring ons by Spreuke 3 vers 6 waar ons lees, ken hom in al jou weë. En jy kan nou in die aand in jou bed hê, dan lees jy Spreuke 3 en jy dink, dis wonderlike wysheid, ek kan verseker hiervan leer, en dan gaan jy aan met jou lewe. Maar dis baie belangrike woorde, vers 6, ken hom in al jou weë. Om hom te ken, beteken jy moet weet wie die Here is. As jy iemand ken, moet jy tog weet wie hulle is, en om te weet hy is jou Here. So in al jou weë beteken nie net in al jou groot besluite nie. Baie mense gaan aan met hulle lewens, maar sodra hulle by 'n groot besluit kom, dan gaan hulle na die Here toe. Of as hulle in 'n krisis is, dan moet ons die Here se naam nou aanroep. Maar die Here sê in al jou weë. So dis groot besluite, maar ook in alledaagse dinge, in die klein goedjies. So in die manier hoe jy praat, hoe jy met mense omgaan, hoe jy werk en hoe jy jou werk doen, hoe jy mense behandel, en hoe jy jou geld hanteer, hoe jy reageer wanneer jy teleurgestel is, hoe jy iemand vergewe, hoe jy jou tyd gebruik en hoe jy dink oor die toekoms. Nee, ons moet die Here in al ons weë ken. Nou ons probleem is dat ons graag in beheer wil wees. Ons leef maklik as mense met die gedagte, maar hoorie, ek is my eie baas. Ek hou die stuurwiel vas en as ek dit los, gaan dinge uitmekaar val. En hierdie drang om in beheer te wees en in beheer te bly, sit eintlik in elke mens se hart. En dit gaan eintlik terug na die paradys toe. En dit is die versoeking om self te bepaal wat goed is en self te bepaal wat wys is en self te bepaal wat reg is. En dis die hart van sonde. Jy doen reg jy doen wat reg is in jou eie oë. Daai refrein wat ons nou weer in Rigters lees. En Spreuke 3 herinner ons, jy is nie gemaak om jou eie baas te wees nie. Ek en jy is nie gemaak om ons eie God te wees nie. Jy is nie gemaak om die wêreld op jou skouers te dra nie. Jy is nie gemaak om jou vrede in beheer te soek nie, en jy is nie die kaptein van jou eie skip nie. Het julle onlangs Dead Poets Society gekyk, of het jy dit al gekyk, eendag, nee. Toe jy self begin kyk daai fliek, maar daar's 'n gedig wat in daai fliek behandel word, ek het nou vergeet wat die gedig se naam is, ek is so jammer. Maar die gedig eindig so, is ou Captain my Captain, en dan eindig hy, I am the master of my own fate and the captain of my own soul. En as jy dit lees, dan dink jy, nou gaan ons die wêreld tem. Maar as jy mooi daarin dink, is dit nie waar nie. Nee, ons is nie die kaptein, ek is nie die kaptein van my eie skip nie, en ek is nie die meester van my eie toekoms nie. Die Here is. Hy regeer en hy is in beheer. So geliefde kind van die Here, vertrou die Here met jou hele hart. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Dit beteken nie alles gaan lekker en maklik wees nie. Dit beteken nie elke besluit bring dadelik rus en vrede in jou hart nie. Dit beteken die Here laat jou nooit aan die noodlot oor nie. Dinge gebeur maar nie net sommer random nie. Hy bewaar jou, hy vorm jou, hy lei jou, hy beskerm jou, hy bring jou by sy doel uit. Hy loop saam met jou op jou lewenspad. Hy vat jou aan die hand en hy dra jou en lei jou en trek jou as dit nodig is deur die moeilike tye en deur die wille strome van die lewe. Hy lei jou. Goed. Die Here lei ons. Mag jy dit weet, maar die vraag is nou prakties, hoe lei die Here ons? Hoe doen hy dit? Die Here lei ons op 3 primêre maniere. En ek dink ons almal weet hulle, die Here lei ons deur sy woord. Dit is hoe die Here ons lei. Hy lei ons dan deur sy Gees, met sy Heilige Gees wat in ons woon, en hy lei ons ook deur sy voorsienigheid. Die feit dat hy alles in die palm van sy Vaderhand vashou, dat ek en jy nie kan roer of beweeg as hy dit nie so wil nie. So eerstens lei die Here vir jou deur sy woord. So God het nog nooit sy mense in die donker gelos oor wat reg en goed is nie. Praktiese ding, hy het nou nie die Israeliete daar uit Egipte uitgelei en gesê, okay, goed, daar is julle nou vry, totsiens, ek sien julle weer oor 'n paar duisend jaar nie. Nee, hy het hulle geleer en vir hulle gesê, dit is reg, dit is verkeerd, wees heilig, want ek is heilig, lewe vir my nie. So God los nie sy mense in die donker nie, hy praat reguit in sy woord. Hy wys vir ons hier in die Bybel wie hy is, hoe groot hy is nie. Hy gee sy gebooie, sy beloftes, sy waarskuwings en hy leer vir ons wysheid. Ons leer hom ken in sy woord. So dis hoe ek en jy die Here leer ken in sy woord. Dit is
wonderlike genade, dat ek en jy die Here se woord in ons hand kan hê. Mag ons dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie, nee. Dis 'n kosbare geskenk wat die Here vir ons gee, en hy gee dit vir ons, sodat ek en jy hom kan ken. En die Bybel gee vir jou riglyne en beginsels om te kies en hoe om besluite te maak. Hoe nader ek en jy aan die Here groei, hoe meer kom ons agter wat is reg in sy oë en wat is verkeerd in sy oë. Die Here leer vir ons in sy woord om sy waarheid uit te leef en te verkondig. Dit leer jou van liefde. Die Here se woord leer ons van reinheid en heiligheid. Dit leer jou hoe om getrou te bly aan die Here. Dit leer jou om nederig te wees tot eer van die Here, en dit leer jou ook die vrug van die Gees, en 'n grootte van die vrug van die Gees is selfbeheersing. Die Here leer ons al daardie dinge in sy woord. Dit leer jou ook hoe om jou naaste lief te hê en te dien, en dit leer jou hoe om jou geld te hanteer tot eer van die Here. So ons 'n klomp dinge wat ons in die Here se woord leer, nê. Ook hoe om jou werk te doen en goed te doen sonder dat jou werk jou afgod word. Dis ook wat ons hier in die Bybel leer. En dit leer jou ook hoe om te rus in die Here. Dat ons ook iewers bietjie moet bedaar en rus en by die Here se voete gaan sit. En dit leer jou hoe om te praat sonder om te byt en te verskeer. En daarom, geliefde kind van die Here, as jy God se leiding wil verstaan, moet jy hom leer ken. En hoe hou ons aan om die Here te ken? In sy woord. So jy kan nie die Here se stem herken as jy nie luister nie. God se woord is die lamp vir jou voete en die lig op jou lewenspad. So spandeer tyd saam met die Here in sy woord en leer ken hom. Dan sal jy ook die Here se leiding in jou lewe ervaar en dit vir jouself ontdek en oopmaak. Maar die tweede manier hoe die Here ons lei is deur sy Gees. En partykeer is ons doppers baie verdag as dit kom by die Gees. Nee, ons los dit partykeer vir die AGS kerk. Hulle doen die Gees, ons sal fokus op die woord. Nee, maar onthou, die woord en die Heilige Gees loop onafskeidlik saam. So Jesus leer dat die Heilige Gees mense in die waarheid lei. Ons koning sê dit self. Die Gees is nie ver weg nie. Hy's nie 'n misterieuse gedagte of iets nie. Hy woon in God se kinders. Hy woon in jou. So die Here is by ons. Hoe naby is hy? Hy's in jou met sy Gees. Hy werk in hulle, hy werk in jou. Wat maak die Heilige Gees nog? Hy maak harte nuut, hy maak harte heel. Hy maak oë oop en hy bring vir my en vir jou na Jesus Christus toe, en hy hou ons ook naby aan Jesus Christus. Dis wat hy in jou lewe doen. Hy leer ons, soos hy ons nuut maak, om anders te dink, om anders te begeer, en ook om anders te kies, om ander besluite te maak tot eer van die Here. Dis wat die Heilige Gees doen. En die Heilige Gees begin deur ons harte wakker te maak. Hy wys vir jou wanneer 'n pad verkeerd is, al lyk dit mooi, al doen almal dit, al lyk dit voordelig, dan sal die Heilige Gees baie keer vir jou so prikkel en jou laat verstaan, hierdie dien nie die Here nie. Hierdie is nie tot eer van die Here nie. En skielik weet jy, as die Heilige Gees jou prikkel, hierdie besluit pas nie by Jesus Christus nie. Dit gaan my hart maak, dit gaan dalk ander mense seermaak, dit gaan my vaspind, en dit is die groot genade wanneer die Here jou betyds keer, nee. Ons kan net sê, halleluja, dankie, die Here het my gekeer van myself. En hoe doen hy dit? Met sy Gees. Maar die Gees doen nie net dit nie. Hy wys ook vir my en vir jou die regte pad. Hy gee vir ons nuwe begeertes. Hy help jou om te sien, gehoorsaamheid is nie iets slegs nie. Dis iets mooi. Dis jy die Here wil dien met jou hele hart en lewe. Dis 'n wonderlike kosbare ding. So selfs wanneer dit moeilik is, dan gee die Heilige Gees altyd vir jou die krag om agter Jesus Christus aan te stap en om Jesus se pad te kies. Hy stap saam met jou en hy dra jou wanneer jy nie self kan nie. Nee, hy tree ook vir ons in. Dis mos daar in Romeine 8 vers 15 waar ons lees, die Gees laat ons uitroep, Abba, dit beteken Vader. So selfs as jy nie woorde het om te bid nie, dan tree die Heilige Gees daar vir jou in. En onthou dit mooi, die Heilige Gees gaan nooit teen God se woord in nie. So as
iemand nou vanaand of volgende week kom preek en hulle sê vir julle broeders en susters, die Heilige Gees het aan my openbaar, dat as julle vergifnis vir julle sondes wil hê, dan moet julle baie geld insamel om vir die predikant 'n nuwe Ferrari te koop. As dit nie gebeur nie, is dit hel toe met jou. Hoe weet ons dit is nie van die Here af nie? Want die Here sê dit nie vir ons in sy woord nie. Die Heilige Gees sal nooit iets sê en druk wat nie in die Here se woord is nie. Die Here praat nie met 'n dubbele stem nie. Wat duidelik teen die Bybel ingaan, kan nooit die Heilige Gees se leiding wees nie. En die Heilige Gees lei ook vir my en vir jou nader aan Jesus Christus. Hy lei ons om gehoorsaam te wees en hy maak ons heilig en hy leer vir my en vir jou hoe om vir die Here te lewe. So die Heilige Gees lei jou elke liewe dag, onthou dit. En dan derdens lei die Here ons ook deur sy voorsienigheid. En dit vergeet ons baie keer. Ons lees die Heidelbergse Katekismes Sondag 10 wat gaan oor die Here se voorsienigheid, maar ons vergeet dit baie keer. Nou hoe lei die Here ons deur sy voorsienigheid? Dit beteken God hou alles in sy hand. Alles. Jou hele lewe speel binne die Here se sorg af. Elke stap, elke draai in die pad is die Here absoluut, totaal en al in beheer. Partykeer is dit so wonderlik dat jy dit kan sien en jy kan dit ervaar hoe die Here vir jou voorsien. Wanneer 'n deur vir jou oopgaan of wanneer 'n deur toeklap, dan sien mens ook daar hoe die Here voorsien. Of wanneer iets onverwags reg uitwerk, wanneer gevaar afgewend word, dan kan ek en jy terugstaan en sê, "Sjoe, dankie tog. Die Here het my hier gelei." En ek is seker almal van julle het dit al ervaar, waar jy by 'n kruispunt in jou lewe was en dan bewaar die Here jou en dan kyk jy terug en sien jy, "Jogg, kyk jy toe het die Here daar vir my uitkoms gegee nie." Partykeer sien ons dit nie dadelik raak nie. Partykeer is ons eers bewus daarvan nie. Dinge voel dan partykeer de mekaar en dan voel dinge swaar. Dit voel partykeer vir jou of jy Google Maps probeer aankry sonder jou data. Nee, dit is 'n gemors. En tog bly Spreuke 3 vir my en vir jou terugroep. Vertrou die Here met jou hele hart, al kan jy nie die pad vorentoe sien nie. Vertrou die Here. Nie omdat jy alles verstaan nie, maar omdat jy die Here ken. Weet, die Here sal jou nooit los nie. Dink byvoorbeeld aan Josef. As jy lanklaas Genesis gelees het oor Josef, gaan lees dit bietjie in hierdie tyd, nê. Sy lewe was bitter moeilik. Ons het baie keer bietjie weird families en mens kom nie eintlik baie keer oor die weg met mense nie, maar ek dink nie ons broers sal jou verkoop vir slawe nie, nee. Ek dink nie ons het dit al. Ek ken nie julle families nie, is ook 'n aanname wat ek maak, nee, maar Josef het dit bad gehad. Sy familie, sy boeties het hom verkoop vir slawe, nee. Nou kom hy in Egipte en dan word hy nog valslik deur Potifar se vrou beskuldig. Vir 'n tyd lank, as jy nie jouself in Josef se skoene moet sit, dan lyk dit net of niks uitwerk nie. Ek dobber maar net hier rond in die see, die Here het totaal en al van my vergeet, nee. En dit voel dalk miskien vir Josef of die Here hom heeltemal gelos het. En Josef kon maklik in sy situasie vra, maar hoorie, waar's die Here nou? Hoe lei hy my nou hier? Hoe kan dit tog God se wil wees dat ek in hierdie vrou, hierdie man se huis is en dan nog valslik beskuldig word, nee. Maar God was nie minder in beheer toe Josef swaar gekry het nie. Glad nie, nee. Later, met die Here se genade, dan sien Josef hoe die Here sy lewenspad gebruik het om Josef se familie en die Here se volk te bewaar. Dit was die Here se doel daarmee. Dit laat ons dink aan Romeine 5, swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie. En dit leer vir ons, God se voorsienigheid loop nie net deur die dinge wat vir my en vir jou lekker is nie, dit loop ook deur dinge wat ons nie kan kies nie, waaroor ons nie beheer het nie en wat ons nie verstaan nie, maar hy's altyd in beheer, want die Here sorg elke dag vir my en vir jou. So hoe leef ons dit uit wanneer ons nou by 'n besluit of by 'n kruispunt of by 'n krisis kom? As jy nou vanaand regtig die Here se leiding soek, dan moet ons by die Here begin. Nee, so begin by die Here. Nie by jou angs nie, moenie in jou angs of vrees of jou besluite vaskyk nie, begin by sy woord. As jy 'n moeilike besluit in jou lewe moet neem en jy het regtig die Here se leiding nodig, vra, is daar iets wat God duidelik in sy woord verbied?
Is daar iets wat hy duidelik wil hê en beveel? Watter keuse dien die Here se eer? Watter keuse dien die waarheid? En watter keuse bou op of watter keuse voed dalk my sondige begeertes of die eie ek? En dan, geliefde gemeente, bid eerlik. Praat met die Here, sê vir hom wat in jou hart aangaan en noem jou vrese vir hom, noem jou swakhede en vra vir die Here, Here, gee vir my wysheid. Vra vir 'n nederige hart sodat jy sy stem duidelik sal hoor tussen al die geraas. En baie keer is ons grootste gevaar nie dat ons te min inligting het nie. Ons grootste gevaar is dat ek en jy gemengde gevoelens het baie keer. Want ons wil God se wil hê, maar ons wil ook baie keer ons eie gemak hê as mense. Gebed maak ons harte stil sodat ons weer op die Here kan fokus en hom kan nader en op hom kan vertrou. En luister ook na jou gewete en toets dit altyd aan die Bybel, aan die skrif. Moenie jou gewete stil maak met slim redes en slim praatjies nie. Moenie dit ignoreer wanneer die Here jou regtig hard en duidelik waarsku nie. Die Gees roep altyd die Here se kinders terug. En dan, geliefde gemeente, soek wyse raad. God het jou deel gemaak van die gereformeerde kerk Benoni. En dis jou geestelike familie. Die Here lei ons baie keer deur die liggaam van Jesus Christus. En wat's dit? Dis die kerk. So praat met medegelowiges wat die Here ken. Praat met jou ouers, praat met jou predikant en jou ouderling en jou diaken, want ons het ook mekaar nodig in die moeilike tye van die lewe. God gebruik juis mense om ons te dra en ons te bemoedig. So Spreuke 3 dwing ons om eerlik te wees met onsself, want wie van ons vertrou die Here regtig met sy hele hart? Wie van ons, en ons kan maar eerlik wees, steun nooit op ons eie insig en ons vermoëns nie. Ons wil God se seën hê, maar ons wil eintlik maar self in beheer wees. En geliefdes, dit is sonde. Dis die ou siekte van die mens. Maar hier is die goeie nuus. God laat nie vir my en vir jou in ons sonde lê nie. Dis wonderlik. Hy stuur sy seun. Jesus Christus het die pad volmaak geloop. Hy het die Vader heeltemal, totaal en al volkome vertrou. Hy het hom geken in al sy weë en hy het gehoorsaam gebly, selfs toe dit hom na die kruis toe lei. En aan die kruis dra hy die skuld van ons selfregering, ons ongeloof en ons gebroke keuses. En hy staan op om ons harte nuut te maak, sodat ek en jy nou tot eer van die Here kan leef. En daarom is God se leiding nie hard nie, dis nie koud nie, dis nie liefdeloos nie. Die Here terg ons nie soos hy ons lei nie. As die Here jou lei, dan is dit leiding wat uit die Vader se hand kom, wat jou innig liefhet in Jesus Christus. Hy lei jou nie om jou te onderdruk en so te hou nie. Hy lei jou dat jy nader aan hom kan kom en dat hy jou kan red. Nie om jou te breek nie, maar om jou te vorm. Hy lei jou omdat jy sy kind is en omdat jy aan hom behoort. En dis 'n kosbare voorreg dat ek en jy kan weet, soos ek vanaand hier uitstap, is ek nie op my eie nie. Die Here lei my elke liewe dag. So ja, ons leef in 'n wêreld vol spanning en onsekerheid en dit voel party dae vir my en vir jou of die wêreld ons in 'n blik indruk. Dit voel partykeer so, nie. En dan vra ons, lei die Here my regtig? En Spreuke 3 gee vir ons 'n eenvoudige antwoord. Vertrou op die Here met jou hele hart, moenie op jou eie insig staat maak nie, ken hom in al jou weë. So jy hoef nie alles vooruit te verstaan nie, jy hoef nie die kaptein van jou eie lewensskip te wees nie. Jy is gemaak om te vertrou en om naby aan die Here te leef. En jy kan hom vertrou, want hy lei jou deur sy woord, hy lei jou deur sy gees en hy lei jou elke liewe dag deur getrou vir jou te voorsien. So geen dag, geen keuse, geen krisis val buite sy Vaderhand en sy almag nie. So wanneer jy hierdie jaar of selfs hierdie week by 'n kruispunt of by 'n krisis kom, begin by die Here, nie by jouself nie, vertrou hom, ken hom, leef naby aan hom en weet die Here is altyd by jou. En geliefdes, hy sal jou nooit in die steek laat nie en jou nooit, maar nooit alleen laat nie. Die wêreld kan verander, mense kan kom en gaan, ons omstandighede kan verander. Wie van julle bly al langer as 50 jaar in Benoni en in die Oosrand miskien? Is al van julle hier? 40 jaar, 30 jaar, maybe. Nou, wat nou 30 jaar? En jy kyk nou hoe Benoni was en hoe dit nou verander het tot nou toe.
groot verandering, nee. So dinge verander, maar die Here is onveranderlik. Hy wat was, wat is en altyd sal wees, en hy sal jou nooit in die steek laat nie, en jou nooit, maar nooit alleen laat nie. So onthou dit, herinner mekaar aan hierdie woorde, en onthou, hy maak jou pad reguit. Amen. Kom ons maak ons oë toe en kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg gehad het om net weer u stem te hoor en om saam met u en ook onder leiding van die Gees in u woord te wandel. Here, baie keer dan, u weet, u ken ons harte, ons wil so graag in beheer wees en in beheer bly, en die oomblik as ons as mense agterkom, ons is nie in beheer nie, dan friek ons uit en dan val ons bus se wiele heeltemal af. Here, gee vir ons elkeen die versekering en troos ons met die wete dat ons nie in beheer is nie, maar dat u in beheer is. Lei elkeen van ons dat ons vanaand hier sal uitstap en dat ons u sal vertrou met ons hele lewe, dat ons u sal ken en naby aan u sal bly. En Here, waar ons besluite moet maak, waar ons onrustig is of waar ons dalk in groot ellende of krisisse en spanning is, gee vir ons daardie uitkoms wat u eer en wat ons ook nodig het. En Here, vat elkeen van ons aan die hand en lei ons op u weg tot eer van u naam. So bid ons al die dinge met 'n vaste vertroue en Here, ons vra alles net in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons ewige koning. Amen.